Goeiemôre gemeente, baie welkom by ons erediens. Ons begin deur die Here se seëngroet. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons skriflesing kom uit Lukas 19 vers 1 tot 10. Dit is die baie bekende gedeelte van Saggeus wat in die boom gesit het toe Jesus daar verbykom. Nou, bome speel 'n baie groot rol in die wêreldse ekologie. Bome is daar om die suurstof te produseer. Maar bome gee ook vir ons koelte, dit gee vir ons vrugte en op baie plekke is bome daar as windbrekers. So bome is in ons almal se lewe belangrik. Maar weet jy, in die Bybelse tyd, in die Bybelse verhaal ook, het bome ook 'n baie groot rol gespeel. Kort lees ons van 'n boom. Adam en Eva, waarvan al die vrugte eet, behalwe van die boom in die middel van die tuin. En so word daardie boom vir Adam en Eva 'n boom van sonde en skande en skaamte. Ek dink baie dae staan ek ook by daardie boom van sonde en skaamte en skande. Baie jare lees ons van Moses wat ook by 'n boom staan, die brandende braambos. En die Here sê vir hom, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is heilige grond. En net daar word Moses teruggestuur Egipte toe, om die volk uit te lei uit Egipte uit. So baie dae staan ek en jy by 'n boom soos Moses voor God, en ons hoor die opdrag om dit te doen wat God vir ons wil hê ons moet doen. 'n ander boom is Elia. Hy lê onder die besembos, moedeloos met die lewe, en hy wens om dood te gaan, want Agab wil hom doodmaak. En God sê vir hom, nee, staan op en gaan terug. En gaan salf en werk as profeet nog in die land Israel. Jona op 'n stadium sit onder die komkommerplant, 'n ander boom, baie dikbek en kwaad, omdat die Here die Nineviete nie doodmaak nie, maar red. Baie dae is ek en nie ook by 'n boom en ons voel half kwaad omdat dinge verkeerd loop, nie volgens my wil nie. Gemeente, maar dan kom ons by Lukas 19 by Saggeus. En ons lees hoe Saggeus in die boom klim om Jesus te kan sien. En dan die baie mooi verhaal waar Jesus hom sien. En vir hom sê, kom af, ek gaan vandag by jou tuis. So klim ek en jy ook dalk in 'n boom om vir God te sien. En dan sien God my. En die Here nooi my. Maar weet jy, daar was 'n gees saam met Jesus aan tafel gaan. Sê Jesus, daar kom redding vir Saggeus se huis. En Saggeus onderneem om waar hy mense beroof het met belastings, om 'n dubbel terug te gee. Saggeus onderneem om reg te maak daar waar hy verkeerd gemaak het. By watter boom staan ek en jy? By die boom van sonde en skande en skaamte? By die boom in die heilige grond waar God ons roep? Of dalk by die boom waar ons dikbek is soos Jona? Of dalk by Saggeus se boom waar die Here vir ons sê, hier vir jou redding, ook vir jou in jou lewe. Gemeente, baie interessant dat die Bybel begin in Genesis met 'n boom en hy eindig in Openbaring 22 met 'n boom. 'n Boom wat 12 keer per jaar vrugte dra. Dis die boom daar wat 'n simbool word van die genade van die Here, wat vir my en vir jou genoeg is. Dit maak nie saak vandag by watter boom jy staan nie. Christus se genade is vir jou genoeg. Klim af van die boom af, by die boom uit, staan op van die grond af, en gaan saam met die Here aan tafel,
En gee ook jou lewe vir die Here. Wanneer die Here jou kom soek en jou gevind, en hy gee vir jou ook sy genade. Mag God se genade vandag ook vir u en vir my genoeg wees. Ons gaan nou luister na lied 454, vers 1, 2 en vers 3. 'n baie mooi lied oor geloof en redding. Gemeente, kom dan bid ons saam. Almagtige Here, Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons soos 'n gees ook uit die boom uit kan klim en by u voete kan kom sit. Ons bid, Here, dat u ook ons sal lei en beskerm. Here, mag ons ook soos 'n gees 'n redding vind, genade vind. Maar dan ook, Here, soos 'n gees ook regmaak waar ons oortree het. Here, mag ons ook daar waar ons kom met ander u genade deel. Vir elkeen bid ons vandag, Here, ook u vrede toe. Daar waar siekte en nood is, Here, dat u ook daar sal help en vertroos. Ontvang nou ook die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen. Gemeente, baie dankie en 'n baie mooi dag vir elkeen toegebid. Totsiens.